Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil julle groet vanmiddag en ook vir julle welkom sê hier by Rhinefield NG Gemeente. Ons is hier by mekaar in liefdevolle herinnering van Jos Steyn, gebore 17 Julie 1950 en oorlede 25 Januarie 2026. Ek gaan vir hulle vra om die slideshow vir ons te speel. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan.
Kyk 'n mens na die verskillende styfies, kan 'n mens maar net die egtheid, die regte mens van hom Jos raak sien. Dit was sy lewe. Dit wat daar weerspieël was Jos. 'n nederige man. Ek wil vra dat die familie vir Rita sal ondersteun om die lewenskers vir Jos te kom aansteek. Baie dankie. Wie was Jos? Jos is gebore in Bethlehem, waar hy ook skool gegaan het. Na skool het hy studeer in Pretoria, waar hy verskillende kwalifikasies verwerf het, insluitend 'n BCom graad in rekenkunde. Tog was Jos divers. Hy het stokperdjies gehad. Hy het dinge gemaak uit leer en hout. 'n Plaaskind wat prakties kon besig bly. Jos het verskeie senior poste beklee deur sy loopbaan. Hy was ook as jong man diaken op Middelburg en later jare ouderling op Volksrus en Bronkhorstspruit. Meer onlangs was hy genomineer as komitee lid by Rynpark. Hy was ook daar as tesourier aangewys. Hy was 'n statige man wat almal ten alle tye met die nodige respek gehanteer het en elke persoon laat welkom voel het in sy teenwoordigheid. Jos het sy seëninge getel. En ek dink maar net aan die liedjie, tel jou seëninge, tel een vir een. Sy definisie van familie was oopkop. Dit was breër as bloed, baie breër. Jos se naastes kon sy liefde daagliks beleef en aanvoel deur sy dade. Almal wat hom ontmoet het 'n liefde vir hom ontwikkel en voel die leemte van sy afwesigheid. Hy was 'n man van God met die sagste, mees liefdevolle hart wat altyd gereed om te help en het altyd aan ander gedink. Hy was intelligent, maar diep nederig. Sy warm teenwoordigheid het elke vertrek verlig en hy laat 'n nalatenskap van liefde na wat sal voortleef in elke ene wat bevoorreg was om hom te ken. Ons bedank die Hemelse Vader
vir die man, pa, oupa, broer en vriend wat Jos vir ons was. En alles wat hy ons geleer het. Ek kan miskien net byvoeg hier ook dat ek en Jos het ook 'n pad saam gestap. Ons het baie gepraat oor die verskillende seisoene van sy lewe. Ja, daar was donker tye, maar daar was vreugde tye ook. En ek en Jos het baie maal daaroor gepraat. Een ding wat ek vermoere kan getuig, is dat hy het almal altyd eerste gestel. Hy het ook almal vergewe. Daar was geen ongegewensgesindheid binne in hom nie. En hy het altyd vir my ook gesê dat ja, deur donker tye het hy ook geweet wie hom die krag gee, sy hemelse Vader, om ook daardeur te werk. En dit was Jos. En so sal ek Jos ook onthou. Ek wil dan nou ook vir Peps vra om iets te sê oor Jos by Rynpark. Daar kom sommer net daar agter, Peps. Ek dink hy is aan. Okay, hy is reg. Hy is reg. Baie dankie Dominee Albert vir die geleentheid dat ek by jou kan aansluit met die bedankings, aangesien die huldeblyke op 'n ander manier gedoen is vandag, en ek wil graag bedankings doen namens die komitee en die inwoners van Rynpark 4. Jos en Rita het so 3 jaar terug, omtrent dieselfde tyd as ek daar ingetrek, en ons het dadelik vriende geword. En sommer binnekort is Jos verkies om as tesourier van ons komitee te dien. So ek wil graag die volgende dankies vir hom sê in wat hy vir Rynpark gedoen het. As tesourier het hy dit maklik gemaak. En dankie Jos dat jy so maklik met almal oor die weg gekom het. Ons het 'n projek gehad wat ons met die hoofkantoor, met die raad en met die bestuur gedoen het, wat baie belangrik was as 'n bydrae vir die toekoms van Rynpark. En Jos se kalme manier wat hy al sy sommetjies gemaak het en voorgelê het, was baie indrukwekkend, en daarvan is gebruik vir die toekoms van ons park. Dankie Jos, dat jy so nederig is, so betroubaar, en jy so presies was. Partykeer in die vergaderings het dit begin warm word. Julle weet mos, partykeer raak 'n mens ons maar aan die gang en warm. Jos het altyd net so kalm gesit en kyk, terwyl al hierdie goed so woelig om hom aangaan, en hom nie gesteer aan mense se kwaaiheid nie. So dankie Jos in die vergaderings, en met wanneer ons met van ons residents, ons inwoners, ook nogal heetige vergaderings en onderhandelinge gehad het, dat jy net so kalm kon kyk en toelaat dat die mense maar hulle woelinge doen. Dankie dat jy so kalm, eerlik en getrou was teenoor ons komitee en ons inwoners. Dan 'n paar persoonlike dankies van my af, want ek en Jos het baie saam gewerk en baie goed bevriend geraak. So Jos, dankie dat jy altyd die vermoë gehad het om wanneer ek jou bel en ek sê Jos, hoe gaan dit daar? Het hy altyd, maak nie saak wanneer nie, gesê
baie goed, dankie. So, dit was spesiaal. Dankie Jos dat jy so geduldig met Rita so netjies en saggies haar handjie vasgehou het wanneer julle om die park gestap het. Dit was nogal spesiaal om te sien hoe julle dit doen. Dankie dat jy jou eerste en jou laaste lekker wit mieliepap, daai sagte, halwe stywe mieliepap by my huis geëet het. En dankie vir jou hoed. Ek het hom vasgemaak. Dankie vir jou hoed wat jy altyd so netjies op my houertjie by die deur neergesit het. Dit was so lekker om te sien, jy kom in en jou eerste ding wat jy doen is jy sit jou hoedjie daar by my neer. So Jos, ons as die komitee en die inwoners van Rynpark, we salute you. Ons waardeer jou. We greet you. En ons mis jou. Dankie. Baie dankie, Pips. Baie dankie vir daai mooi woorde. Van my kant af net 'n paar bedankings. Ek dink heel eerste wil ons dankie sê aan ons hemelse Vader dat hy Jos vir 75 jaar vir ons gespaar het. Dat ons saam met hom 'n pad kon gestap het en dat hy sy vingerafdrukke op ons agtergelaat het. Ons sal dit altyd koester. Dankie Here. Dankie vir Jos se lewe. En dan van die familie se kant af wil hulle net almal bedank vir al die reëlings, vir alles wat mense vir hulle boodskapies gestuur het, gebel het, gesimpatiseer het, kos gebring het en na hulle gekyk het. Baie dankie daarvoor, die familie sê baie dankie en hulle waardeer dit. Dan het hulle ook my bedank vir my bystand en ook die troostdiens wat ons by Rynpark gehou het en ook vandag se diens hier by Rynfield gemeente. Kom ons bid saam. Ons kom vandag na U toe met swaar harte, maar ook met dankbare vir die lewe van Jos. Dankie vir die mooi herinneringe, die liefde en die invloed wat hierdie liefde op ons lewens gehad het. Here, in hierdie tyd van verlies en hartseer, vra ons vir die vertroosting. U woord sê, U is naby die gebrokenes van hart. Kom sit U hande op Rita en familie en elke ene wat treur. Skenk aan hulle die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons dank U dat U Jos nou veilig by U is, verlos van pyn en aardse laste. Help ons om te leef met die hoop op die ewige lewe, wetend dat ons mekaar weer sal sien. Ons plaas onsself en hierdie familie in U hande. Ons bid dit in afhanklikheid. Ons bely dat U die lewende Here is, die opgestaande Here is, die Seun van God is, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.
Ek gaan laat ons staan en dan gaan ons 'n liedjie sing, Nader my God by U. Hierdie liedjie was ook baie naby aan Jos gewees. As hy so alleen is, het hy hierdie liedjie maar altyd so saggies gesing, Nader my God by U. Kom ons staan en ons sing ons. Lees uit die woord van God uit Psalm 91, ook 'n geliefde Psalm van Jos. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skadu van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pessiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek. Onder sy vleuels sal jy skuiling vind.
'n skuld en 'n skans is sy trou. Jy sal nie bang wees vir die verskrikking van die nag, vir 'n pyl wat oordag vlieg nie, vir 'n pessiekte wat in die donker rondloop, vir die epidemie nie, wat helder oordag verwoes nie. Daar kom 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toe kyk. Die vergelding van goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie, en 'n plaag sal jou nie naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap. Jong leeu's en slange sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Tot sover die woord van die Here. Van Psalm 90 af tot en met Psalm 100 gaan oor die koningskap van die Here, die Allerhoogste. Die eerste deel van die Psalm 91 sê dat ons lewens net veilig kan wees as ons op die Allerhoogste alleen vertrou. Vanaf vers 3 tot 13 sê wat God alreeds vir die gelowige doen, wat net op die Here vertrou. God red ons uit 'n hele reeks onverwagte, maar dodelike gevare. Die gevare in Psalm 91 word in beelde verwoord. Net van die voëlvanger, dodelike pessiekte, verskrikking van die nag, 'n pyl wat oordag vlieg, pessiekte wat in die donker rondloop, epidemie, 1000 langs jou val. Van al hierdie gevare red God ons. Ons beskerming is nie beperk tot sekere tye of plekke nie. God beskerm ons oral. God maak seker dat hy ons hand styf vashou. Deur gevare, deur moeilike tye, deur storms. Daar sal God wees. En hy sal nooit ons hand los nie. Maar ons moet ook seker maak
dat ons altyd sy hand styf vashou. Elke oomblik in die nag of oordag is jy onder God se bewaring. Jy hoef niks te vrees nie. Elke ene wat God kies as sy skuilplek sal van allerlei rampe en storms bewaar word. God stuur sy engele om gelowiges te beskerm. Ons sal onder sy skaduwee sal ons lewe, want hy versorg ons en hy is 'n voorsienende God wat seker maak dat ons elke dag kry wat ons nodig het. Ons daaglikse brood en ook ons geestelike kant. In watter rigting ons ook in die lewe gaan en in watter hindernisse ons ook al teekom, daar sal engele wees om ons te help. Daarom het ons een groot troos, dat toe Jos daardie aand siek was God se engele ook om hom gewees. God self was by hom gewees. God se lig het oor hom geskyn en vir hom gesê, wel gedaan Jos, jy het die wedloop voltooi. Hier is jou kroon. Hier is jou kroon. Vanaf vers 14 tot 16 kom God se versekering, sy ondersteuning. Hierdie redding gebeur wanneer ons die Here liefhet en ons 'n besondere verhouding met hom het. 'n Intieme verhouding met ons hemelse Vader. Die uitdrukking laat die klem val op 'n intieme verhouding wat op loyaliteit, toewyding en gehoorsaamheid gebou word. Dit wat Jos ook uitgestraal het, deurgangs deur sy hele lewe, het hy uitgestraal dat hy 'n gelowige is. En hy het dit baie maal sonder woorde gedoen. Baie maal het Jos net deur hoe hy regeer en reageer en op sy manier het hy vir almal om hom gewys. Daar's iets anderster teenwoordig. Ek het God in my lewe. Ek het die Vader en die Seun en die Heilige Gees is in my teenwoordig. En hy het dit altyd uitgestraal in hierdie stikkende wêreld van ons. En Jos was baie bekommerd geweest ook oor hierdie gebroke wêreld waarin ons leef. En daarom het hy hom altyd sy pad uitgegaan om mense te help. Om dit vir mense makliker te maak. Dit was Jos. God beloof dat as jy so gelowige lewe lewe, hy sal jou verlos, jou beskerm en jou gebed verhoor. Hy sal jou red en in ere herstel. My gesprek met Jos
was daar altyd gewees. Ek begin my dag met skriflesing en gebed, met stilte tyd. Ek word stil voor die Here. En dan, vanaand, het hy altyd vir my gesê, ek kyk so 'n bietjie terug op die dag, en ek kyk of daar nie iemand is wat ek seer gemaak het. Iemand wat ek miskien te nagekom het nie. En soos ek vir Jos ken, sal hy om vergifnis vra en probeer regmaak. God verseker ons dat in Psalm 91 die gelowige hoop op die toekoms gee. Want daarmee verseker hy aan ons. As ons te doen kry met die vyande wat sterker is as ons, sal ek wat almagtig is, steeds julle beskerm. Van alle kante. God kom hier en hy sê, vir die gelowige is hy so lief. Hy sal hom altyd beskerm. Maak nie saak wat gebeur nie. Net aan God se hand vashou en weet dat hy ons lei. As hy vir 'n net span en reg kry om ons daarmee te vang, sal ek, wat alreeds julle redder is, julle daaruit bevry. En as hy dink dat hy julle uiteindelik met sy leeu's en sy adders die dood en die grafvenaal uit die weg geruim het, sal ek self vir julle 'n lang lewe teruggee. Ek sal ons in veiligheid by my laat woon in my koninkryk vir ewig. God sê vir ons moet net daardie besluit vat. Daardie besluit dat God is my redder en Jesus het aarde toe gekom en gesterf vir elke ene van ons se sonde. En dan kom dit so duidelik deur na ons toe dat elke ene van ons maar een of ander tyd of het ook al by die kruis stil gestaan en gesê, Here, ek maak gemors van my lewe. My ou bondeltjie sonde is by die kruis neergesit. Ek sê, Here, help, vergewe my. En laat my opstaan as 'n nuwe mens. As 'n mens wat nie weer die ou pad vat nie, maar wat omdraai en 'n nuwe pad inslaan. 'n Nuwe pad saam met Jesus. Om seker te maak dat wanneer ons aan die einde van ons lewens kom, wanneer ons tent afgebreek word hier op aarde, dat ons weet wie ons verlosser is. En dat ons weet, ons is op pad na die ewigheid. Die plek wat Jesus vir ons voorberei het, waar hy vir ons wag. Dit is wat saak maak in hierdie lewe. Dit is wat saak maak vandag. Dat ek en jy moet besluit.
Op watter pad is ek? Is ek nog steeds op hierdie ou pad? Of het ek ook al by die kruis gekom en my sonde neergesit? Dat ek 'n nuwe mens is. En ek is op pad, op 'n nuwe pad. 'n Pad dat Jesus vir my lei en dat ek elke dag wil meer en meer word soos Jesus. Elke dag in sy spore te volg en deur sy oë te kyk in hierdie gebroke wêreld en vir hom hande en voete te word wat hierdie koninkryk en sy koninkryk sal verbreed en vergroot. Amen. Kom ons bid saam. Here, onse Here, dankie o Vader, dat ons U kan aanroep in tye van benoudheid, in tye waar daar storms in ons lewe is, in hartseer tye, dat ons U kan aanroep en weet dat U ons God is, dat U altyd ons hand styf sal vashou. O Here, gee ons ook die krag om U hand nooit te los nie. En om elke dag meer en meer soos Jesus te word. Amen. Ek gaan nou heel eerste vir die familie die geleentheid gee om vorentoe te kom en plasing van die blomme. Ons het nie meer 'n graf, maar tog wil ons 'n bietjie afsluiting hê. En ons gebruik hier die tyd om afsluiting te kry, om 'n blommetjie by Jos se foto te kom neersit. Net die laaste eer te betoon. So ek wil vir die familie vra om heel eerste te kom en daarna enige iemand anderster wat dit ook graag wil doen om na vore te kom.
ons nog hier in die kerk nou die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou. En dan gaan ons die oorwinningslied speel. En daarna gaan ek vir julle vra, as ons die familie die kans sal gee om eers die kerk te verlaat, ek gaan die nissie oorvat, en dan gaan ons ook die nissie plaas vandag. Ek gaan daar net 'n gebed doen, die Onse Vader. En dan sal ons die nissie plaas buite. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied saam, daarna gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ons uitbeweeg. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof
Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy wat was, hy wat is en hy wat weer sal kom. Immanuel, God met ons. Amen.